Partykeer is ons minder, partykeer is ons meer. Elke geleentheid wat ons by mekaar kom, is die regte mense. Ons het hierdie jaar boodskap, 'n tema gehad, seker, as jy hom nog nie ken, ken nou nie, jy het nog 'n paar weke om het te oefen, maar ons is besig om af te sluit en tot op die einde te kom van die tema. Die tema sê, as die regte persoon, die regte plek, op die regte tyd is, met die regte doelwit, dan sal die regte resultate volg. Amen. Dankie Teresa. Waar my vind hier. Ons staan op die einde van 2024. Ja. As jy dit nie agtergekom het nie, 1 Desember so agter by die Here ingekry, het jy gerekkel, en skielik te besef, as dit Desember, skole lyk of hulle wil toegaan, en dit ook nie regtig nie, waar vanoggend na by die ouers sê, die eerste Vrydag was toe. Vrydag is nogal verskriklik al om tyd weg. Allemaal vir tax waar by die huis, ons landsakkies is al klaar, kos op in die landsakkie moet gaan, is klaar. Dis klaar, die kom nou klaar maak. Die Here het met my die laaste rit gepraat oor 'n wagkamer. Miskien het jy nie meer vandag die tyd of die behoefte daarvan, die wagkamer soos by 'n dokter se spreekkamer. Nie die kamer waar hulle jou behandel nie, nie die plek waar jy besig is om jou rekening te betaal nie. Net daar waar jy instap, daar voor waar jy sit. Jy het aangemeld en gesê, is hier, is John Matthee, is Brendan Messias, is Piet van Ariadse van Rensburg, ek is hier. Tannie wat agter die counter sit, ek het gewoon hier by Dr. Perl gegaan, vir so 2 tannies agter die counter, en sy sê, ja, niemand sit daar. Nou sit jy. Die dokter gaan jou doen. Dalk is jy in 'n groter geleentheid, groter plek, is dalk 'n telefoonlyn wat jy ingebel het, hier dalk nou meer gesofistikeerd, jy praat van so internet, en bel jy op, dan sê vir jou, you are calling number 407. Het jy al daai ervaring gehad? Enige een van julle vanmôre wat nie daaraan kan, jouself vereenselwig en dink, ek is al wel weer, tannie kan al gewag, sit en wag. Dan kom die punt, wanneer jy in die ry staan, of op die foon wag, wanneer die stem antwoord en sê, jy is volgende. Dit is so 'n oomblik van opwinding, gemeng met 'n bietjie senuweeagtigheid. Want jy moet onthou, kyk, ek het gepraat van 'n spreekkamer, 'n wagkamer. Jy's daar vir 'n rede. Jy's daar want daar is iets fout met jou. Ek weet nie van julle nie, gaan julle dokter toe sommer net om te gesels. Ek gaan dokter toe want ek het seer, ek het hierdie week daar gaan kla oor my rug wat seer is. Ek gaan met hom want ek het 'n behoefte, ek het 'n begeerte, maar die opwinding is daar, die oomblik wanneer hy sê, jy is volgende. Dis nou jou beurt. Soos wat die oorgang na die nuwe jaar toe begin, is dit vanmôre asof God self vir ons wil sê, jy is volgende. Hy roep elkeen van ons om na sy plan te leef, om groter drome te droom, en ja, om sy lig in 'n donker wêreld te wees. Dankie Teresa en die voorsangers vir die pragtige liede. Dit is nie altyd wat ons Kersliedere sing nie. Dit is nie altyd wat ons dink daaroor, maar dink dan stille nag. Lig uit lig. Lig uit lig. Hy het ons lig gemaak. Hoekom? Want hy self was die lig van die wêreld. Ons teksgedeelte waar ek wil vra om met my saam te lees, is 2 gedeeltes. Albei van hulle behoort goed bekend te wees aan die. Die eerste een is uit Jesaja 43, vers 18 en vers 19. Ek het al daaroor gepreek hierdie jaar, en as jy nog nie die busie gesien het, hoe hy lyk nie, die 1/2 daarvan staan op die busie. Ja, is ons tema. So ons gaan lees Jesaja 43, vers 18 en 19, en dan ook Josua 1, vers 9. Jesaja 43 sê, dink nie aan die vorige dinge nie, slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal ek uitspreek, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Riviere in die wildernis. Wanneer jou klagtes op 'n vlak is waar jy sê, Here, ek weet nie meer wat om hiermee te doen nie. 'n wildernis beteken alles is in 'n toestand rondom jou. Dink, die wildernis is nie soos ek en jy daar by die huis het mooi, die gras is mooi gesny, die boontjies is
verskyn vanaand. Wildernis lê alles in elke rigting waar hy wil hê. Daar is grond, daar is stof, daar is gemors. Daar's geen orde nie. In die woestyn is daar geen water nie. Die Here sê vanmôre, ek maak 'n pad in die woestyn en 'n rivier in die wildernis. Josua 1 vers 9, ek wil net die eerste deel net omlees. Ons gaan baie preek oor Josua volgende jaar. Hy sê, God praat, ek het jou nie beveel nie. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie. Want die Here jou God is met jou, oral waarmee jy heen gaan. Ek wil vanmôre hierdie vraag stel, dat onomwonde, ons gaan hieroor baie praat. As God vir jou vanmôre sê, en ek glo dit is 'n boodskap wat hy my inlei in 2025 in. As God vanmôre vir jou sê, jy's volgende, hoe gaan jy reageer? Wat gaan jy doen? Jonet, wat is jou optrede? As ek vir jou sê, God sê, jy's volgende. Is jou weer volgende. Is jy gereed om jou beurt te neem? Is jy gereed om 'n verskil te maak in 2025? Kom ons ontdek vanmôre saam met 'n paar punte waaroor ek wil praat, oor hoe kry ons die moed om vorentoe te beweeg. Want jy moet hierdie twee saam lees. Hy sê, ek maak iets nuuts. Ja. Jy sal dit sien. Wees jy net volmoed, sterk en volmoed. 2024 was 'n jaar vol uitdagings, vol groei en ook voorbereiding. As daar nie een van julle was wat hierdie jaar jouself die vraag gevra het, is ek op die regte pad? Is ek op die regte plek? Wanneer is dit die regte tyd vir my? Dan moet jy nie was jy nie besig om te luister. As jy vir jouself gevra het hierdie jaar, het ek die regte doelwitte? Streef ek na die regte dinge in God? Kan ek dit wat my doelwit is meet aan God se wil? Dan was jy besig om te luister. Om die nuwe te waardeer, moet ons verstaan hoe die verlede ons voorberei het. Ons moet kan terugkyk. Ek glo vas daaraan, is soos dit ontwerp. As jy in 'n kar sit, met 'n groot windskerm voor, windscreens voor, is groot. Jy kan alles sien wat voorkom. Maar so klein toespeeltjie oor die boek. Nou Brendan, ek weet nie as jy ry jy heeltyd en kyk in die toespeeltjie. Ag, gaan moeilikheid kom. Maar jy moet so nou en dan terugkyk om te sien wat kom. Nou en dan. Ons het geleer, jy maak ons so, na die kant toe, kyk jy in die blind spot, kyk jy boot toe, kyk jy dan. Jy moet so nou en dan kyk wat agter jou is. Partykeer weet jy nie, daar is dalk iets wat vinnig kom van agteraf, waaroor jy moet versigtig wees. As daar moet 'n groot trok kom, maar ek weet hy kom van agteraf. Wat seker maak, is nie sy pad nie. Ons fokus het in hierdie jaar verskuif na wat is God se plan. Dis maklik om te praat en met mekaar te redeneer en te sê, "Joh, wat is jou plan?" Ek is bevoorreg, Elneo Spit het met my gedeel sy plan van spitte. So ek kan ingaan op die internet, dan kyk ek, dan sien ek wanneer gaan Dion waar spit. Maar dis Dion se plan. En as jy wil, kan jy met hom gaan praat, dan gaan hy vir jou sê, dit wat my plan was, is nie wat gebeur het nie. Want daar is te veel bewegende stukke. Daar's iemand wat kan môre sê, nee, ek gaan kanselleer. Iemand anders sê, ek stel uit. Iemand anders sê, kon ons dit vroeër doen? Dion, as jy môre beskikbaar, kan jy vanmiddag gou doen. En God se plan is nog meer gestel. Dis God wat besluit of jy gesond is. Dion, is in jou plan daar, dat jy dalk in die middel van volgende maand dalk vir 'n paar dae gaan verkou hê? Nee. Jy het beplan dit nie. Wie van ons beplan om geliefdes aan die dood af te staan? Dit gebeur nie. Ons is nou onlangs deur. Kyk hoe vinnig het dit gebeur dan hierdie. Ons het gepraat, ons het gebid, en het gaan besoek, en skielik in die gestek van 'n dag of 2 dae, word 2 lede uit 'n familie weggeneem. Ons kan dit nie beplan nie. Een van die belangrikste vrae wat ons in hierdie jaar gevra het is, Here, wat is U wil in my lewe? Wat is dit wat ek vir U moet doen? Hierdie vraag het ons gelei om te kyk dat ons besluit neem, wanneer ons 'n keuse maak, dat dit in lyn is met God se planne, God se wil.
Baie van ons het gevind dat ons moes herfokus, ons moes weer 'n bietjie uitgetrek het en teruggegaan het. Ons het baie gepraat daaroor, julle kan dit sien vanmôre, dis min mense hier, en soos een van ons doelwitte moet daar meer mense wees. Ek sê vir julle nee, dis nie 'n doelwit nie, dis 'n resultaat. Die resultaat van meer mense kom as gevolg van die regte doelwit. En wat is ons regte doelwit? Ons doelwit is om te groei. Ons doelwit is om sterker te word. Ons doelwit is om volwasse te word, om te vertrou op God, om seker te maak dat ek is op die plek waar God wil hê ek moet wees. Dis 'n doelwit. Terwyl ons nog besig is, net so vinnig, ons plan vir so vinnig in daai presisie. Dink 'n bietjie vanmôre terug aan die getuienisse in jou lewe. Dit wat hierdie jaar gebeur het. Ons het gesien, en ek kan nie sê ons, maar jy kan individueel vir jou môre self sê, Here, ek het nie gesien. Ons het gesien dat mense gebed het, nou gebid het oor iets. 'n spesifieke gebed wat voorgebid is geantwoord. As ons kan sê vanmôre hier en sê ek het gebid, dan Here moet al die arme kindertjies wat honger is, ons gee. Is dit spesifiek? Ons kan hulle sien. Ons weet nie waar in die wêreld is kindertjies wat nie kos het nie. Maar wanneer jy spesifiek afbid en sê, Here, hier is my situasie. Dit kom môre op. Dis môre in die omstandighede en jy sien God se hand en hoe dit verander. Dan raak dit 'n getuienis. Ander mense het weer lyding ontvang terwyl hulle was in tye van onsekerheid. Nie geweet het watter kant om te draai nie. Dis maar gaan ek links, gaan ek regs, staan ek terug, wag ek vir wat gaan gebeur. Sommige het weer ontdek hoe hulle eie werk of bediening kan inpas by iets groters. Ons het goed begin hierdie jaar, ons het met 'n sonnaskool begin, wat ons in die verlede nie gehad het nie. En die Here het geseën. Die Here was met ons. Elke gebeurtenis, of dit groot is of dit klein was, het iewers ingepas by God se prentjie. Dit pas in by die groter plan wat hy wil hê moet gebeur. Alles werk mee ten goeie vir die wat God in hulle voorneem het. Amen. Ek voel vanmôre dat God het ons voorberei vir dit wat kom. Hy gebruik hierdie verlede, hierdie 3 speeltjie wat ons agter ons het, om ons gereed te maak vir wat kom. Soos 'n atleet wat oefen vir 'n groot wedloop. Jy gaan nie net daar die dag van die wedstryd klim op die baan en gaan hardloop. Dis min mense wat reg kry. Meeste ouens spandeer ure. Jy mag dalk dink vanmôre, ek is nie gereed nie. Ek het nog nie genoeg geoefen nie. Maar ek wil vanmôre vir u daaraan herinner en daaraan dit bekendstel. Die Here roep nie hulle wat volmaak is nie. Hy maak jou volmaak as hy jou geroep het. Hy berei jou voor nadat hy jou geroep het. So vanmôre is die eerste stap net om geroep te word. En om die roepstem te kan hoor en te kan sê, Here, ek luister. Soos 'n klein Samuel van ouds, terwyl hy daar gelê het en ek gehoor, Samuel, Samuel. En hy het hardloop na Eli en gesê, sit nie wat hy tot hy gehoor het, is God. Dink aan die lesse wat jy dalk geleer het jy dalk meer wysheid en geduld of geloof ontwikkel. Alles van dit is om jou voor te berei om gereed te wees. Soos Jesaja sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Dis 'n uitnodiging vir jou om 'n verwagting vorentoe te kyk. Dit wat jy dalk nou doen, dit wat jy dalk nou tot in staat is dalk nog nie naaste by dit wat God wil hê jy moet by uitkom nie. Maar jy is besig om voorberei te word. Dit is soos om te staan hier aan die onderkant en te sê, ek goed, hier's 'n trappie. Miskien moes die platform op hierdie hoogte gewees het. Maar nee, dis nog 'n trappie. Dis nog 'n trappie. Ek weet nie hoeveel trappies is daar wat wag vir jou in jou lewe nie. Maar God weet wat die trappe is. Hy weet waar jy moet staan, op watter vlak jy moet staan. Die nuwe jaar staan vir ons oop, voor ons oop soos 'n oop deur. Ek wil gaan na Josua toe, ons het vinnig net daai gelees. En terwyl Josua by die Jordaanrivier staan, ek wonder partykeer wat het in sy kop aangegaan. Onthou, hy moes daar voor daai Jordaanrivier deur toe gesê, stuur net die ark in, maar nie die ark in die rivier in. Gaan het ongeveer. Maar, kyk jy voete. Ek wonder hoe het dit in sy kop gevoel,
om daar te staan, en nou maak dit dalk nuwe sin vir jou, as jy dink hoeveel keer in Josua sê, julle, wees net sterk en volmoed. Kyk, dit wat manne moet. Ek weet nie of julle dink, as jy in jou kop die Jordaan rivier sien, is dit so paar klippetjies, gister het ons daar, Woesterse kant toe gery, toe kyk, sê, daar is amper niks water, daar na die rivier, dit lyk amper droog, so 'n bietjie water wat kabbel. Ek glo nie die Jordaan, Amelia was 'n bietjie water wat gekabbel het. Ek glo nie dit gelyk soos die Vaalrivier, wanneer hy regtig opdreef is op die Oranje rivier, wanneer die water so bolling hardloop, so wit, hardop by bo, soos wat hy beweeg, as jy jou voet insit, en Pieter, as jy so trap, en jy trap nie mooi raak nie, dan word jy meegesleep in die water weggespoel. Ek glo, die Jordaan rivier het met beweging beweeg. God sê vir Josua, wees net sterk en volmoed. As sit jou voet in die Jordaan. Ek wil vra dat ons na 3 goed gaan kyk, terwyl ons dink aan hierdie oorgang. Eerstens besef dat God is besig met iets nuuts. Ek kan dit nie vanmôre vir jou beskryf, as ek dit kon beskryf, dan was dit al reeds gemaak gewees. Dis ons mens, ons het dan innoverende gedagtes, ons het imagination en alles, maar dit wat ek aan my kan verbeel, is nie naby aan wat God kan skep nie. God is 'n skepende God. Hy het mense gemaak waar daar niks was nie. Niemand het nog ooit dit reg kon kry nie. Ek luister die wetenskaplikes praat oor die wonderlike skepsel wat net in jou brein is. Dan praat hulle van die groot rekenaars en alles wat kan stoor, kan nog nie naby kom by 1/4 of 1/10 of 1/1000ste van wat in die mense brein aangaan. Is daar dalk wel iets wat jy al lank in gebed het? Wat jy dalk al lank voor vra? God sê vandag vir jou, ek doen iets nuuts. En hy wil hê jy moet vertrou. Jy moet besef vanmôre, hy is met ons. Hy wat skep. Hy wat maak. Uit niks uit. Hy maak selfs nie iets waarmee hy dit moet maak, en hy self maak. Hy is met ons, hy lei ons en hy gee jou krag vir elke dag. Die volgende een om te moet besef is, soos dat Josua daar gestaan het in die Jordaan rivier, daar was 'n rede hoekom dit 'n rivier was, 'n skeiding, 'n grenslyn. En vanmôre of jy dit besef of nie, jy staan op 'n grens. Jy staan so met jou een voet hier in 2024 en 'n ander voet in 2025. Jy staan hier in dit wat die wêreld vir jou gegee het. Jy staan waar jou omstandighede jou gebring het tot vandag toe. Maar God het net hier aan die ander kant, hier in die rivier waar jy jou voet hierdie water sit, is hy besig om iets nuuts te maak. Die skepende God van aard, hemel en aarde, is aan daardie kant besig om iets voor te berei vir jou. Dalk is dit vanmôre as jy dink aan wat dit is, wat die grens is. Dit is dalk 'n moeilike besluit in jou werk, in jou familie. Dalk is dit in jou bediening, in die geestelike lewe. Want dit is jammer as jy vanmôre dink jy het net gekom om deel te neem. Die orde van die diens is Teresa en Rio en Dion, dankie Bianca, saamgesit vanmôre. Brengen, paartjies vir agterwerk. Is dit almal wat werk in die kerk? Is dit waar ons moet stop? Ons is nie geroep as toeskouers. Ons is nie geroep as mense wat sit en kyk nie. Want die werklikheid is wanneer jy sit en kyk, dan begin jy fout vind. Wanneer jy sit en kyk, dan sê jy ek kon dit beter gedoen, nou doen dit dan. Lig jou hand op en doen. God sê nie dat die pad maklik gaan wees nie, maar hy sê wel, hy gaan saam met jou wees. Ek gaan by jou wees. En daarom sê hy vir Josua, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou. Die laaste punt rondom die 3 goed wat hierdie oorgang vra is, ek wil terugkeer na die vraag wat ek ook gevra het, of die Here vir jou sê vanmôre, jy is volgende. Wat is jou reaksie? Jy moet gereed wees om met geloof die nuwe jaar in te gaan. Geloof is juist aan daai ding 'n bewys van die ding wat ons nie sien. As jy vanmôre sê, wanneer jy daar in die wagkamer sit en sê, seker nie hy. Miskien het hy gesê, Jan, was nie Piet. Miskien het hy gesê, kom môre terug. As jy nie met geloof opstaan en sê, dit was my naam. Hy het my naam geroep en gesê, jy is volgende. Dan tweedens moet jy moed hê
om in aksie op te tree. Ek weet nie of julle dit al tegenkom het nie. Ek en Tasha gaan so nou en dan weer. Meer syns ek, maar altyd vir ons het ons beter. Nou gaan jy dokter toe. Jy het 'n afspraak gemaak. En jy vreeslik pyn gehad. Hoespyn gehad. Baie verkoue gehad. Ek neem maar aan, miskien werk dit in al mense so. As jy dokter toe gaan, skielik voel jy beter. Ha? Wat is daar nou so erg? Hoe sien nou vanoggend so baie nie? Miskien gaan ek sy tyd neem. Wat so gevoel? Dan moet ons mekaar back up. Ek en Tasha is altyd daar. Dan vra hy, okay, wat is die symptome? Ek hoes so 'n bietjie. As ek nie sê hoes nie 'n bietjie, ons kan afskaal slaap soos wat hy hoes nie. En sy koers, en die. Iemand anders is moet bykom om die symptome te beskryf en te sê wat fout is. Vanmôre wil ek vir julle sê, dit gaan moed vat vir jou om te sê, Here, dit is wat verkeerd is in my lewe. Dit is wat nie op die plek is waar dit veronderstel is om te wees nie. U is besig om iets nuuts te maak. U is besig om 'n grenslyn te trek om my te sê, jy is volgende. Dit het tyd geword dat jou omstandighede verander. Dit het tyd geword dat jy dit kry, die nuut kry wat God gemaak het. Die nuwe begin moet jou nuwe begin word. Yes. Amen. Maar as jy moed gaan verloor, jy gesê, ek is maar tevrede met my omstandighede. Ek het nie regtig al die hulp nodig. En dan laastens moet jy vertroue hê dat God sal getrou wees. Is dit nie waar nie, help nie, gaan na die dokter toe, jy vertrou nie, wat ek gaan gee, hoe gaan jy eintlik sê, laat ek maar 'n tweede opinie gaan kry. Was nie tevrede met wat ek gesê het. Ek wil die tema 'n klein bietjie verder ontvou, ons tyd het aangestap, gaan nie lank besig hou nie. Ons gaan die volgende jaar gaan ons praat oor 4 fasette, dat ons maar so op 'n kwartaal elkeen van hulle praat. Julle gaan dit sien en julle sal dit herinner word aan. Die oorhoofse tema sê, jy is volgende. Die eerste gedeelte van 'n tema van soos die sê, jy is geroep. You have been called. Terwyl Josua die boodskap van God af ontvang, kry hy spesifieke instruksies. Josua 1 vers 2 en 2 sê, Moses my knegt is dood, maak jou klaar en trek deur die Jordaan. Vanmôre wil ek hê dat jy met self by jou rondgrawe. Dis die eerste tyd wat ons gaan spandeer op. Dis jou roeping. Hoor jy wat God sê? Hoor jy sy roeping? Dit mag dalk iets wees wat klein begin. Dit mag dalk iets wees dat jy dalk net so 'n bietjie uit die kussings uit lig. Wat dalk net vir jou roer, net 'n bietjie aan die beweging bring en dit sê, doen ek genoeg? Is ek op die regte plekke? Is ek besig met die regte dinge? Maar God se rigting wat hy vir jou wil gee, kom van sy roeping. Jy hoor sy stem, jy hoor hom roep, jy hoor hom by jou plant. Die tweede gedeelte gaan dan sê, jy is toegerus. Ken julle daai een? Ons het net daaroor gepraat, gesê, hy roep nie volmaakte mense nie. Hy maak jy volmaak as jy geroep is. Nou sê Dion, laat jy gaan. Kom, laat jy gaan. Dan sê jy, maar ek het nie goed wat ek nodig het nie. Jy hoef nie te bekommer te wees nie. Die Here gaan ons toerus. Amen. Hy gaan vir ons gee wat nodig is. Vir Josua sê hy in vers 7 en 8 sê hy, laat hierdie wetboek nie uit jou mond uitwyk en oordink dit dag en nag. As jy voel jy's nie toegerus om in die wêreld jou roeping uit te leef en om te kan doen wat God wil hê jy moet doen nie, gaan terug na die woord van God. Alles wat jy nodig het is opgeteken in hierdie manual. Dis alles neergeskryf, dis alles uitgeskryf. Daar is iets beskikbaar vir elke probleem wat jy aan kan dink. Ek het nog nooit 'n vraagstuk gehad in die wat ek nie 'n antwoord daarvan kon kry. Ek het op 'n stadium, dis baie jare terug, ek dink ek het hom nog op by die huis, so 'n klein swart boekie gehad. Ek het dit doen so. Hy sê Book of Answers. Maar ek sê vir jou, jy kan hom so vat, en maak hom oop, en sê vir jou, don't worry. Dan vat jy aan 'n bladsy en sê, it will all be over soon. Net so 'n kort stukkie geskryf. Daai Book of Answers is niks teen hierdie Book of Answers. Hierdie is werklik die handleiding vir 'n kind van God. As jy toegerus wil word, lees die woord van God. Spandeer tyd om te lees, te leer, te studeer. Nommer 3. Jy is geroep, jy is toegerus,
Jy is gereed. Ja. Wie van julle vanmôre voel gereed vir die nuwe jaar wat kom? Amen. Yes. Teresa? Dion het met opreg gesê, ons gaan 'n bietjie rus. So 'n bietjie rus nodig. En ek kan sien die energie is laag. Ek kan vir jou beloof, ek het net gepraat van die skool is nog nie klaar nie. Ons staan swaar in die oggende. Is swaar trek om op te kom. Die son is al op, die son klop al aan die venster, dan voel ek nog, ek wil nie nou, sê my, is al verby 5 uur, is al half 6, is al 6 uur, ek weet nie, dis nie. As jy vanmôre voel, jy is nie gereed nie, besef, daar is roeping. Besef, dat daar is iemand wat jou wil toerus, wat jou gereed wil maak. Want volgende jaar, nie soos hierdie jaar, nie soos die volgende jaar van tevore nie, is die jaar waar God van jou iets gaan verwag. Yes. Want Pieter, ons volgende, ons geroep, Yes. om word toegerus, tot ons kom op die plek waar ons sê, ek is gereed. Wat beteken dit om gereed te wees, Bianca? Wat moet in jou lewe verander, voordat jy kan sê, ek is reg, Here, om te doen dit waarvoor U my geroep het? Watter stappe is nodig om in jou lewe te gebeur, voordat jy daar is? Dit vra geloof, soos ons net gepraat het van om te glo dat God iets groots gaan doen. Want as jy nou kyk na jouself, beklaanswaardig, né? Hoeveel van u vanmôre wat hier sit, kan na jou eie omstandighede kyk, kan soos hulle sê, spreekwoordelik jouself in die spieël kyk en sê, ek is tevrede met wie ek het. Ek is tevrede met wie ek is. Ek is tevrede met wat ek vermag het. Nie een. Nie een. Maar as ek vir jou sê vanmôre, jy is volgende, dit beteken God gaan jou op sy plaas sit. Hy gaan jou op sy tafel sit. Of dit 'n operasietafel is, of dit dalk net een van die stoele is waar jy jou gesig gaan mooi maak. Dit maak nie verskil vanmôre wat is die taak wat God met jou wil doen nie. Hy wil jou roep, hy wil jou toerus totdat jy kan voel ek is gereed. Hoekom moet ons gereed wees? Wat is die doel vir gereed wees? Dis die laaste element van hierdie tema. Jy is gesien. Ja. Jy is gesien. God maak ons nie gereed nie. God roep ons nie. God berei ons nie voor dat ons moet sit en sitplekke waar ons sit nie. Ek sien in die laaste ruk het ek al met baie mense gepraat en ek het baie hierdie statistiek aangehaal. Ek weet nie of dit mense dit besef nie. Besef hoe belangrik dit beteken vir die syfers. Ons het gesê vroeër, ons wil graag die resultaat sien, die kerk moet vol word. As jy 'n pastoor in die gemeente het en hy nooi iemand wat kerk toe kom, 6% van die mense wat opdaag in die kerk kom omdat 'n pastoor genooi het. 6%. Dit beteken ek moet eers my tyd mors om vir mense te sê kom kerk toe. Ek gaan hom nie kry nie. Ek gaan hom nie oortuig nie. Hy gaan nie luister vir my nie. My werk is om hier, wanneer julle hier sit, die woord te bedien. My werk is vir julle, as die skape van die herder, na hulle te kyk, om te bel, om te bid, om te voer, om te lei. Ek kan julle gaan haal nie. Ek kom nie by die helfte van die mense in die wêreld uit nie. Ek sien hulle nie, hulle bly nie langs my nie, hulle werk nie saam met my nie, hulle gaan nie saam by skool nie. Julle sien hulle. Jy is gestuur. Dis waarby ons aan die einde van volgende jaar moet uitkom. My praktiese uitnodiging, en ek gaan daarmee afsluit, is om vir julle te sê, eerstens bid. Bid, 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 bid. Vra vir God waar jy na jou roep. As jy vir my kom vra, gaan ek net vir jou sê, ek sal saam met jou bid. Ek sal ook bid. Ek sal ook vas dat God vir jou moet sê waar jy na jou roep. Maar ek kan jou nie roep nie. Ek kan nie vir jou sê, kom en gaan saam met my en kom deel met my roeping nie, want dit is my roeping. Hy het my geroep daarvoor. Hy het my daarvoor voorberei. Hy het my gereed gemaak. Hy het my gestuur op my roeping. Jy het jou eie. Dink. Wanneer jy eers daar die stem gehoor het,
wanneer jy gesê het, Here, wat is die volgende stap wat ek moet doen? Dan dink jy, oor wat is dit wat jy gaan doen? Hoe gaan jy dit eers aanpak? Daar is 'n gedeelte in die Nuwe Testament waar hy praat van, wie sal 'n toring bou, sonder om 'n beplanning te doen? Jy gaan nie sommer net uitval in die eerste plek instap, as jy voel, die Here sê vir jy moet evangelis word, jy moet gaan evangelisasie uitdra, dan stap jy nie sommer net in die straat af en gryp die eerste ou wat jy weet kry nie. Dink mooi oor wat het is wat God wil hê jy moet bereik. Maar hier is dit alles. Jy kan bid, jy kan dink, jy kan bid, jy kan dink, totdat jy doen, het nog niks gebeur. Bid en dink is hier in jou kop. Doen is wanneer jou lyf tot aksie oorgaan. Wanneer jou voet in die Jordaan stoot en sê, sterk en vol. Ons het vandag gehoor dat die Here het ons voorberei vir 2024. En dit is nie verby nie, dit is nie weg nie. Ek hoop om nog so nou en dan iemand te hoor en te sê, ek is op die regte plek gewees. Ek is op die regte tyd gewees. Ek was daar met die regte doelwit. Maar in die jaar soos ons daarin gaan, wil ek vir die vraag, waar gaan ons kom dat jy vir my kan sê, ek is volgende. Dis my beurt. Ek is nou op die blok. Dis my kans. En meer is dit as jy kan begin met ander mense praat en hom sê, jy is volgende. Dit het tyd geword, my broer en my suster. Dit het tyd geword, my oom, my tannie. Dit het tyd geword, die klein kindertjies, wie op die straat sien. Dit het tyd geword dat ons besef, dit is jou beurt. Jy is volgende. Die Here wil met jou betrokke raak. Die Here wil met jou omstandighede werk. Hy wil 'n verandering vir ons bring. Kyk, dit maak ons niets. Sal jy dit nie opmerk nie? Ek maak vir jou 'n pad in die woestyn, 'n vuur in die wildernis. So ver die woord van die Here.